Goeiemôre vriende, ons gesels so 'n bietjie verder. Ons praat mos nou hierso oor die Christen se hemelse posisie en verwagting. Dis 'n verwagting, maar dit is ook 'n posisie wat al eintlik reeds gerealiseer is. Dit is reeds gerealiseer, want ons het net nou hier gelees by Efesiërs 1 vers 3, maar nou kan ons nou net kyk, as ons net een blaadjie omblaai en ons kom by Efesiërs 2, dan staan daar 'n baie belangrike ding, wat vreeslik baie Christene, wel in die eerste instansie nie eers weet dat dit daar staan nie, maar as hulle dit weet, dan het hulle nie idee wat dit beteken nie. En dit is Efesiërs hoofstuk 2 vers 6. Omdat ons aan Christus Jesus verbind is, staan hier geskrywe, omdat ons aan Christus Jesus verbind is, het God ons saam met hom opgewek en saam met hom 'n sitplek in die hemel gegee. As jy aan Jesus Christus behoort, is jou sitplek nou in die hemel. Dit is klaar daar. Jou uitgangspunt, jou visie oor die werklikheid rondom jou, die manier waarop jy dink, is van iemand wat 'n blyplek in die hemel het, wat van daar af na die aarde kyk. So het jy 'n Christen geword. As jy met Jesus verbind is, as jy 'n hemelwese wat van daar af na die aarde kyk. Met hemelse oë kyk na die dinge rondom jou op aarde. Ai vriende, dis nie hoe ek die Christendom ervaar nie. Dis nie wat ek elke dag hoor nie. Ek is ook op baie van hierdie WhatsApp groepies wat die mense nou met mekaar praat, jong, en hulle stuur vir mekaar boodskapies elke dag. Julle het ook sulke goed. Weet jy, en dan klaar hierdie een oor dit wat nou swaar gaan en dit, dan is al die ander daar en dan stuur hulle vir hom boodskapies van ondersteuning. Maar as jy aan die Here glo, hou net vas, hou net moed, hy gaan alles vir jou regmaak, alles sal goed gaan. Dit is die wese van Christendom vir die Christen van vandag, dat die Here daar is, sodat dit met jou goed sal gaan hier op aarde, en hy jou probleempies vir jou sal oplos. Maar hier staan, jy het 'n Christen geword, om jou uit te vat uit hierdie aarde uit, en vir jou sitplek in die hemel te gee. Hoeveel Christene weet dit? Ek dink nie, daar's baie nie, miskien dink julle ek is verkeerd, maar ek dink nie, daar's baie nie. Kom ons blaai oor na Filippense toe. Filippense hoofstuk 3. Nou as jy nou so daai versie nou gelees het en jy verstaan hom en jy weet jou sitplek is in die hemel. Maar dan gaan jy mos nou nie jou tyd mors om aardse probleempies op te los as jy in die hemel sit nie. Kom ons lees wat hier staan by Filippense hoofstuk 3 vers 13. Nee, liewe broeders en susters, ek reken self nie dat ek al is wat ek moet wees nie, maar een ding is seker, ek vergeet die goed wat agter is, en ek strek my uit na dit wat voor is. Paulus sê, ja, hy's ook nie so tevrede met homself nie, hy tree nie elke dag op soos wat hy moet optree nie. Dis moeilik. Ek sit in die hemel, maar ek ervaar die probleme hier op aarde. Dis 'n ongelooflike, geweldige stryd waarin 'n Christen staan elke dag. Dit is so.
stry nie daaroor nie. Maar, en daarom sê Paulus ook, ek stry maar met hierdie ding, ek lees maar in Romeine 7 ook, die hele hoofstuk, hoe Paulus stry met hierdie ding, dat hy sit in die hemel, maar hy het probleme op aarde. Maar hy sê een ding, sê ek vir julle, daaroor het ek ten minste duidelikheid. Ek vergeet die goed wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Dit is waaroor my stryd gaan. En elke dag as ek opstaan, dan probeer ek weer van niets af, om nog meer van hierdie goed, van die aarde, af te lê, en my in te leef in die goed van die hemel. Hy sê in hierdie vers, ek het dit nou net vir julle gelees, ek is nie heeltemal die model van wat ek moet wees nie, maar ek stry daarmee, ek werk daaraan elke dag. Die goed wat agter my is, wil ek los. Wat is die goed wat agter 'n mens is? Dis die aarde. En alles wat met die aarde te doen het. En wat is die goed wat voor my lê? Dis die hemel. En dit is wat Christus vir my geskenk het in die hemel. En hoeveel Christene weet dit? Bitter, bitter, bitter min. En selfs hulle dominees lê vir hulle die hande op en probeer hulle tevrede en gerustig hou hier op aarde. So jammer. Kom ons lees die volgende ene. Dan gaan hy aan hier in Filippense net 'n paar versies verder aan. Staan hier by vers 18. Want ek het al vroeër vir julle gesê, met groot hartseer, moet ek dit nou weer sê, daar is baie wie se lewe wys dat hulle vyande van die kruis van Christus is. Hy praat met Christene hier hoor, hy praat hierso met die Christene in die gemeente. Hey man, julle lewe sê eintlik vir my dat julle vyande van Christus van die kruis is, want ek sien nie ek sien nog nie dat daai verandering in jou lewe plaasgevind het, dat jy jouself beskou as 'n hemelwese nou nie. Ja, dis waarvan hy praat hoor. En dis nie ek wat so sê nie, kom ons lees verder, dan gaan jy dit self sien. Ewige vernietiging is hulle uiteinde. Liggaamlike behoeftes is hulle God. Liggaamlike behoeftes is hulle God. Wow. Hier is die beskrywing van die Christendom van vandag. Liggaamlike behoeftes is hulle God. Die Here het my geseën as ek my liggaamlike behoeftes bevredig het. Maar hy sê nie ons nie. Paulus het hom daarby daarom nou al uitgesluit. Hulle liggaamlike behoeftes is hulle God en hulle godsdiens. Dan is jy 'n ellendige Christen. Skandelike dinge. Hoe meer en meer jy in daai weg gaan, dan gaan die dinge agteruit. En wat staan daaraan? Al waaraan hulle dink, is die lewe hier op aarde. Dit mos nog nie ek wat dit vir julle gesê het nie. Ek is nie so 'n radikale dominee nie. Ek is radikaal, maar ek glo wat in die Bybel staan. Dis maar hoekom, dis maar al. En hier staan dit. Al waaraan julle kan dink, is julle lewe hier op aarde. Wow, was daar tog meer dominees wat dit sal preek van 'n preekstoel af. Al wat aan julle kan dink is julle lewe hier op aarde. En al wat julle van 'n dominee verwag in 'n kerk, is dat hy vir jou sal bid, dat dit met jou sal goed gaan hier op aarde. As hy dit doen, dan is jy happy met hom. Maar dan kom die groot vers. Nou het ons maar nog net begin.
Dan kom ons by vers 20. Ons daarenteen 180 grade anders, het ons burgerskap in die hemel. Vandaar verwag ons ook die Here Jesus Christus as redder. Ek kyk op na die hemel. Ek verwag my Here om te kom as redder. Ek wag vir die wegraping. Die wegraping, daai woord wat jy nooit een enkele keer in 'n katholieke of 'n gereformeerde kerk sal hoor nie. En as jy nog daarvan hoor, dan spot hulle daarmee. Hulle het al met my baie daaroor gespot. Maar vriende, nou sê ek vir die regheid. Al hierdie goed wat ons nou oor gepraat het, in die vorige video en in hierdie ene, daar is net een ding. As jy nie glo in die wegraping nie, dan sal jy nooit 'n ware Bybelse hemelse Christen kan wees nie. Dis net mense met 'n uitsig op die wegraping wat hierdie hemelse beginsel kan verstaan en wat waarlik Christen kan wees, soos wat die kerk geskep is om te wees. Ons praat net nou verder.